Nou vriende, ons is besig met u rondom die reeksie wat net so op my hart wakker geword het oor winters, die winters in ons lewe. En ons almal beleef dit nou, dis winter, en blyk sonder die koue is dit ook die ryp wat ons plante seermaak, en dan is dit natuurlik die verkoues en die griep wat nou hoogtyd vier. Ek sê hulle is besig om die hele Kreerwiltuin te vernoem nou, want dit is 'n rhinovirus, en dit is 'n varkvirus, en dit is 'n olifantvirus, en ek weet nie wat se virus alles nie, hoop die Wildtuin het genoeg diere vir al die virusse, maar ja, vriende, dit is winter, en dit is ook so geestelik in ons lewens. Ons het laasweek stilgestaan by die winters in ons lewe, ons kyk na die winter van onreg, en ons het laasweek met die Josef hanteer, ek doen dit nie weer nie, dit is op die YouTube, jy kan dit gaan kyk, jy kan die boodskap luister, maar ons gaan nou vandag nou beweeg na die volgende een toe, en vandag gaan ons met u praat oor die verhaal van Rut, en ons noem dit die winter van verlies. Ek sal nou daar die goedjies vir u sê. Ek gaan net eers bietjie vir konteks vertel, die verhaal vertel, en gaan dit meer doen vandag aan die hand van net 'n ou prentjie. Die verhaal begin afspeel in Bethlehem, vriende. Bethlehem is 'n geboorteplek van Christus. Bethlehem word genoem die plek van brood. Die plek van brood. Maar vriende, soos dit gebeur het in daai tyd, was dit baie op en af. Dit was die Rigterstyd. Nou u wat die Ou Testament seminar gedoen het, ek hoop ons kan het binnekort weer doen vir u wat dit gemis het, maar onthou u Rigterstydperk, wat was die daar? Ons het gesê elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, behalwe Rut en Samuel, onthou jy? So dis die Rigterstydperk, en dis wat daar gebeur het, elkeen het gedoen wat hy wou. So daar was tye wat God die land kon seën, as tye wat God se seën onttrek het. En hier kom 'n geweldige hongersnood hier in Israel. Hulle was geestelik koud. Hulle was op 'n baie slegte morele plek met afgodediens en vormgodsdiens, en daar breek 'n hongersnood uit. En hier sy vader, sy naam is Abimelech, en sy vrou is Naomi, en hy 2 seuns, en hulle besluit, hulle gaan van eerder van hierdie plek van droogte af uitbeweeg na 'n ander land toe, oor kan die rivier, en hulle beweeg nou daar na 'n plek van Moab. So kyk mooi, dis die boek Rut, gaan oor hierdie familie, en hulle beweeg letterlik nou vriende, van daar af oor, hoop ek druk die regte knoppie, ja, altyd die verkeerde knoppie eerste keer. So daar is Bethlehem, hulle beweeg nou al die pad oor daar is hulle oor die grens, hier kom hulle deur, en hier is 'n Moabitiese gebied. Dis 'n plek, vriende, wat die Here nie dien nie. Dis mense wat die Here nie ken nie. Hulle dien ander afgode. Hulle ken nie die Here nie. Maar daar kom hulle nou, vriende, en daar trou die 2 seuns. Dis nou so 10 jaar tydperk wat hulle daar is in totaal, en die seuns kry elkeen 'n meisie en hulle trou. En dit is my altyd so mooi as jy sien jou gemeentedogters. Jy kom hier, ek is amper 10 jaar hier, hulle was in die laerskool, nou is hulle in die hoërskool, nou sit hulle al hier met 'n nooi, of hulle sit met 'n kerel, of van hulle is al verloof, dis so mooi, en dit het daar ook gebeur, en daar is so mooi familiefoto van hulle, dis nou daar in die Moabitiese gebied, daar is Abimelech en Naomi, en die 2 seuns, en altyd sulke prachtige kom ons noem dit die ooste se dogters getrou, en dit is so mooi om hulle te sien daar, en vriende, hulle trek weg, soos ons almal met 'n groot verwagting, maar as jy die probleem hier is, hierdie was 'n baie sterk, tydelike, maar ook geestelike besluit, tydelik het dit nou die regtering gelyk om oor te skuif na Moab toe, maar geestelik dink ek nie, het was so goed nie, ek dink nie altyd hulle dit goed deurdink nie, soos baie mense vandag, baie vinnig kan beweeg, en as hulle daar kom waar hulle kom, dan kom hulle agter, is nie alles soos ek gedink het dit is nie, so op die oog af het dit beter gelyk, maar baie mense getuig dat daar waar hulle geestelik kom, dit baie sleg is. Ek weet intendeel van een paartjie met 2 kinders, wat nou weer uit 'n ander land uit terug beweeg, want hulle sê net eenvoudig, met die kultuur van die skole en die samelewing, hulle kan nie hulle kinders daar groot maak nie. En hulle gaan heel moontlik nou moet terugkeer. Maar wat ook hier gebeur het, vriende, hulle het gegaan, dit het die regtering gelyk om te doen, maar nou kom hulle in 'n vreemde land, hulle trou daar, en uiteindelik, soos die winters kom,
staan hulle ook uiteindelik voor 3 grafte. So Naomi se man Abimelech sterwe, maar saam met hom ook sy 2 seuns sterwe, en die prentjie stel maar net voor, die 3 vrouens, alleen gelos, daar staan hulle, 3 weduwees. En nou begin die realiteit kom, en dis nou die teks van oordenking nou, wat ons juist vir u voorhou. En nou staan hulle op 'n punt, en Naomi sê vir die dogters, gaan julle nou terug na julle plek toe? Ek gaan nou maar terugkeer na my familie toe in Bethlehem. En daar staan hulle dan nou by die paadjie, vriende. En sy dring regtig by Rut en Orpa aan, gaan terug na julle families toe. Gaan terug daarna waar julle vandaan kom. Gaan terug na julle bekende toe. Gaan terug. En daar sien ons, draai Orpa om, en sy vat die paadjie terug. Maar die ander paadjie, wat nou na Bethlehem lei, kom nou Naomi en Rut saam. En dan die welbekende woorde, waar hulle nou oorbeweeg daar na Bethlehem, die welbekende woorde. Rut 1 vers 16, sy dring by aan, gaan terug, maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God. En vir daar beleef ons hierdie gewellige geloofsuitspraak van Rut. Ek wil sê, hulle begin op 'n skoon blaai. Die hele familie, 'n skoon blaai. Maar soos die tyd vorder word, hierdie skoon blaai 'n donker blaai. En beleef hulle die realiteit van verlies. En in hierdie donker tyd van verlies, tel ons uit die verhaal op van Rut. En nou kom ons weer by ons teks van oordenking. Moet nie by my aandring dat ek u moet verlaat nie. Kyk die woorde. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Wat 'n geweldige geloofsbelijdenis van 'n Moabitiese vrou. Nie 'n Joodse vrou nie, 'n Moabitiese vrou. En daarom na vanoggend in ons tweede van 'n reeksie van so 4 of 5, sal kyk, gaan ek met u praat oor die winter van verlies. Laasweek gepraat oor die winter van onreg, 'n baie sterk boodskap gewees, wat baie van ons baie aangeraak het, geweldige reaksie gehad daarop. Hierdie week praat ons met u oor die winter van verlies. Laasweek, Josef, die winter van onreg, was sy situasie, kyk mooi, direk veroorsaak deur mense. Hulle het agter dit gesit. Nou is ons by 'n jong dame. Haar situasie het niemand veroorsaak nie. Hulle situasie gebeur, want die lewe gebeur. Ons gaan dood, want dis wat die lewe is. Ons word siek, want die lewe gebeur. 'n dronk man drink te veel en ry oor 'n robot en ry my vrou of my kind raak, en is tragies, dis wat gebeur. Hier was niemand skuldig hier nie, dit het net gebeur. En dis nou waar ons kom stilstaan by die boek. So hierdie boek gaan oor nie om antwoorde te verskaf op die waar ons van die lewe nie. Maar is 'n baie groter waarheid, wat ons 'n bietjie uit die prentjie wil terugstaan, sê, staan partykeer net so uit jou sirkel uit, en kyk. En dis wat ons gaan doen vanoggend hier, deur die boek van Rut. Miskien sit ons vanoggend hier, en ons is in die middel van 'n winter. Ons het dalk gewellige verlies. Iemand wat dan onlangs iemand aan die dood afgestaan het. Iemand wat onlangs dalk sy werk verloor het. Iemand wat sy eggenoot of kind baie siek geword het en siek bly. Iemand wat sy huwelik opgebreek het. Iemand wat 'n misdaadslagoffer is en ons het verlies gely. En kom ons gaan vanoggend en ons gaan kyk so 'n bietjie na hierdie boek, vriende. Ons gaan kyk, wat kan ons hierby leer? Die winters van verlies. Wat wil Here vir ons leer? Want ons almal ken dit.
Nou kom vir hier 'n paar punte opdeel. Kom ons begin by ons eerste punt. Ons sê die eerste groot verlies. Sy verloor haar man. Onthou nou ek het vir gesê die donker prentjie, ons gaan nou vir Rut optel, né? So Rut is nou daar. So sy verloor in die eerste plek haar man. Nou die ander dame het ook 'n man verloor, maar ons is nou in Israel en ons is nou by Rut en sy verloor haar man. Nou vriende, in daai tyd is dit anders as nou. Daar was nie lewensdekking nie. Daar was nie staatspensioen nie. Daar was nie begrafnispolisse nie. Wanneer jy jou man verloor het, het jy alles verloor. Jou beskerming is weg. Jou veiligheid is weg. Jou toekoms is weg. Ek kan vir sê, in een dag, by daai graf, het hierdie vrou se lewe in mekaar gestort. Want alles waarop sy vertrou het, was weg. Verlies vriende, vra nie toestemming nie. Verlies vra nie, wat is die status van jou lewe nie. Luister mooi na my woorde. Verlies vra nie eers, wat is jou geestelike stand nie. Want jy sien, daar is mense wat beweer, dat as dit met jou sleg gaan, as jou besigheid vou, as jou kind siek word, of jy 'n kind verloor, of 'n eggenoot verloor, is daar sonde in jou lewe. Dis die grootste leuen wat die duiwel vir ons kan opdis. Dis nie waar nie. Hy vra nie die vraag nie, dit is die lewe. Verlies te gebeur. Ons gaan dood, ons word siek, ons verloor ons werk. Dis die lewe, dis wat moet gebeur. Dit is gebeur, dit is die normale lewe. En Rut beleef dit. En vriende, die Bybel sê nie Rut het nie gehuil nie, sy het geween. Het was vir haar hart verskeurend. Jy sien, wanneer hierdie verlies ontslaan, dan is trane baie keer die taal van liefde. Om te kan huil is God se manier om te sê, gee uiting aan daai emosies. Jesus staan by die graf van Lazarus en hy ween. Baie begrafnisse wat ek al in my lewe gehou het, veral mense wat jy baie aan verkleef was, naby was, moet jy sterk staan met so begrafnis, maar na die tyd, as die ligte afgaan en jy's alleen, dan oorval het jou, en baie keer ween ek in die nag op my plek alleen, want dis die taal van verlies. Dis die taal van liefde. En vriende, wanneer ons so dink aan 'n boom wat omval, as jy kyk na die groot storms daar in die Kaap, dan word 'n boom ontwortel, en jy hoor daai slag, dan val hy, en ons dink alles is verby. Is alles verby? Nee, vriende, baie keer kan jy gaan kyk, na so rukkie, hulle kan daai boom afsny, dan is daar lewe in hierdie wortels, en hulle breek weer grond, en dan begin weer lewe opkom. En dit is net so in die geval van verlies. Toe die verlies gekom het en hierdie vrou hart geslaan is, was God die wortels wat haar nie alleen gelos het nie. En hy gaan weer iets tevoorskyn bring. Vir u en ek wat verlies te gelei het in hierdie dae, wat in die toekoms gaan verlies lei, wat gebroken gaan wees. Ek wil vir jou 'n woord van die Here gee, Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Hy's naby die wat verlies het. Hy was naby die vrou wat ook 'n man verloor. Maar kom ons gaan na die tweede groot verlies toe. Sy verloor haar sekuriteit. Sy het verlies aan absolute sekuriteit. Dan moet jy mooi luister daar. In die Ou Testament was 'n vrou se sekuriteit verbind grootliks aan eerste plek haar vader. En as sy getroud was aan haar man, en as sy getroud was, as dit 'n klompie seuns gehad of kinders gehad, dan was haar sekuriteit gekoppel aan haar seuns. Die tyd toe kinders nog in ouers omgesien het. En dit was haar verhaal. Nou kom sy daar in Bethlehem, vriende, en sy het alle vorms van sekuriteit verloor. Sy was nie meer onder haar vader se sorg nie. Haar man het gesterf en sy het geen kinders nie. So ek wil hê jy moet kyk na die kwesbaarheid waar hierdie vrou bevind, en nou sy in
Israel, wat nie baie lief is vir hulle bure om hulle nie, en sy is daar as 'n Moabitiese vreemdeling, wat haar baie kwesbaar gemaak het. Sien u hoe sy haar sekuriteit verloor? Stuk vir stuk verloor? Terwyl haar ma vir haar gesê het, gaan terug. En sy het gesê, ek gaan nie terug nie. Ek kies die pad saam met jou. Al het ek my man verloor, al het ek my sekuriteit verloor, ek gaan saam. Vriende, so baie, so vinnig verloor ons sekuriteit. So vinnig leen ma op pa of pa op ma en ewe skielik is die ander nie meer daar nie. So baie kinders steun op pa en ma en ewe skielik is ma of pa nie meer daar nie. Ons werke baie vinnig weg. Ons gesondheid baie vinnig weg. Verhoudings loop baie maklik skeef. Maar vriende, hierdie pad van verlies is nie 'n pad wat ons kan vermy nie. Maar dis 'n pad waar God met ons besig is en hy is ook daar. Wanneer jy nou ry, kom ons sê, ek ry van hier af nou Jeffreys Bay toe en ek ry in die aand, dan stem jy met my saam dat my kar se ligte kan my net so entjie vorentoe hou. Stem jy saam? Kan my kar of jou kar tot in Jeffreys Bay sien? Nee. Jy het net daai lig wat jy voor jou het, maar tog as jy die lig volg, waar bring jy jou uit? By Jeffreys Bay. En dis hoe die lewe werk, die verlies te kom. Maar jy en ek bly fokus op die lig net voor ons. Want ons sekuriteit mag nie lê in mense of in werke of in enigiets anders as in die Here nie. Dis waar dit moet lê. En as ek en jy net in die lig kan volg, Psalm 119 vers 105, die lamp vir my voet, die lig vir my pad, hom het bly volg, hy gaan jou uitbring waar jy moet wees. Dit sien ons hier, al het sy ook haar sekuriteit verloor. Maar vriende, sy het ook in die derde plek haar status verloor. Status is 'n belangrike ding. Daar is iets kosbaarder as olie en as goud, dis 'n goeie naam, sê die Spreuke. En sy het haar status verloor. Kom ons som haar status jou baie vinnig op. Sy is 'n weduwee. Dis haar status. Sy is 'n weduwee. Sy het niks. Sy het nie kind of kraai nie. Sy is 'n vreemdeling in Bethlehem. Niemand ken haar nie, sy ken niemand behalwe Naomi nie. Sy is 'n arm vrou. Sy het niks. Soos 'n niks. Sy is 'n Moabitiese vrou. Haar status is nie baie great nie. Jy gaan lees daar in Rut hoe sy dan uiteindelik moet kom op 'n punt waar sy die wet van Moses die genade gegee het, en die wet het gesê dat wanneer jy jou oes afsny, die goed wat op die kant val, mag jy nie optel nie. Jy moet dit los vir die armes. Ek wil hê jy moet kyk wat sy hart het God vir die armes gehad nog altyd. Ons sny nie alles op nie. Dit wat op die kant val, los ons. Dan kan die arme mense kom, hulle kan kom optel. Harde werk, skroeiende hitte, kom tel hulle daai are op, hulle gaan skir dit uit. Dit is waar jy haar vind. Dis haar oorlewing, sy gaan tel later are op. Sy het haar status verloor. Sy moes haar are optel as 'n arm vrou om in die lewe te bring. Dis haar verlies. Maar kom ons vat jy na die tweede gedagte toe, vriende. Hoe lewe Rut hierdie winter waarin sy is? Nou kom ek sê vir jou, Rut se groot ding wat u en ek elke dag moet ondersoek, is haar gesindheid van haar hart. Daar's net een gesindheid wat in jou, in my hart moet wees. Watter gesindheid is dit? Filippense 2 vers 5. Want hierdie gesindheid moet ook in julle wees wat in Christus Jesus was. En nou vertel hy vir jou oor die gesindheid. Sy het daai gesindheid gehad. En terwyl sy nou daar is, vriende, sonder sekuriteit, sonder man, sonder enige iets, hoe gaan sy die lewe daar lewe? In die eerste plek kies sy God bo gemak. Dink jy haar lewe was ongemaklik op die stadium, vriende? Jy kan nou saam met my praat. Ja, hier was 'n ongemaklike lewe. Onthou nou is sy nog 'n vreemde land ook. So haar lewe was ongemaklik, maar wat doen sy? Sy kies God
bo gemak. Wat was gemak? Gemak was bly in Moab. Bly by jou mense. Bly by jou pa. Bly by die kultuur. Daar's 'n dak oor jou kop en kos om te eet. Bly daar. Wat sê sy? Nee. Moenie by my aandring nie. Ek gaan saam. Hoekom sê sy? Want u God is my God. Waar u vertoef sal ek vertoef. Dis wat sy sê. Dis haar verklaring. Hoe oorleef sy haar winter? Sy kies God bo haar gemak. En vriende, veral in die weste is gemak vir ons belangrik. En omdat wanneer gemak vir ons nie meer so lekker is nie, wanneer ons nie meer in beheer is nie, wanneer ons nie meer die bank het wat kan werk nie, as ons nie meer die status of die sekuriteit het nie, ewe skielik, dan is ons buite beheer en dan is ons moeilik. En dan is baie mense lief om hier vuis te baal na God. Waar was God toe dit gebeur het? Waar was God? Sy doen dit nie. Gaan leer by die vrou, vriende, dat sy kies God bo haar gemak. Waar u gaan, sal ek gaan. U God is my God. Waar u vertoef, sal ek vertoef. En dis waar sy is. Sy kies haar gemak bo God. Sy kies, verskoon tog, sy verkies God bo haar gemak. Kom ons toets jou en my, vriende. As ons vandag al ons voordele verloor, ons moet kerk toe loop, op 'n hongermaag, sonder mooi skoene, sonder mooi klere. Hoeveel van ons sal die moeite doen om nog hier uit te kom? Jy sien, as ons God kies bo alles, dan plaas dit ons op 'n ander plek. Maar ek wil vir julle nog iets wys, vriende, sy bly getrou in die klein dinge. Sy bly getrou in die klein dinge. Wat doen sy met Naomi? Hoekom byt sy vas met Naomi soos 'n doopouers? Want sy sien die kans om van Naomi alleen te los nie. Sy gaan haar versorg. Al beteken dit ons gaan oor soontoe, al beteken dit 'n vreemde plek, ek gaan nêrens nie, waar u vertoef sal ek vertoef. Sy is getrou in dit wat sy kan. Sy is getrou. Lukas sê ons moet trou wees in die klein dinge. Klein dinge. Sy is getrou in daai dinge. Hy wat getrou is in die minste is ook getrou in die grootste. Klein dinge. Maar kom ek gee vir nog een, vriende. Sy vertrou God, al is daar nie antwoorde nie. Hoeveel keer kom ons daar? Dat ons as rebelse mens teenoor 'n lewende, soewereine God kan gaan staan, ons handjies kan baal en vingertjies kan wys om te sê, as ek nie antwoorde het nie, sal ek dit nie doen nie. Dis nie die geloofswandel nie. Die geloofswandel werk anders. Ons het nie al die antwoorde nie. En daarom dien ons steeds die Here. Omdat ek nie die antwoorde het nie, dien ek die Here. En dis wat sy doen. Sy vertrou God, al het sy nie al die antwoorde. U God is my God. En sy gaan daarin, sy weet nie wat verwag nie, sy weet nie wat om te kry nie, sy weet net, sy vertrou God. Vriende, baie keer wanneer ons in hierdie warboel van verlies kom, warboel van onreg kom, en alles voel of het op jou inkom. Onthou weer die woord van Here Jesaja 55 vers 8 en 9, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my wee is nie julle wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, is my wee hoër as julle wee, verskoon tog, die aarde is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes anders as julle gedagtes. Ons moet dit onthou. Ons moet dit onthou, vriende, dat ons God sal dien in die klein dinge. En ek wil vanoggend hier vir jou sê, getrouheid. Sy is getrou in die klein dinge. Vriende, hoe kan God ons vertrou? Kom ons praat nou as gemeente. Met 300 nuwe soekende siele. As ons nie eers dit wat ons het, kan oppas nie. Hoe kan die Here ons vertrou vir groot dinge, as ons in die minste nie getrou is nie? Klein dinge
Ek is getrou in my stilte tyd. Ek is getrou in my erediens bywoning. Ek lees getrou my woord. Ek bid getrou, ek gee getrou. Ek deel liefde uit in die Here se hand getrou. Ek doen net die klein dinge. Die Here vra nie vir jou om groot dinge te doen nie. Klein dinge. Klein dinge. Raak net daaraan getrou. Vriende, dink vandag vir 1 oomblik. Dink gou vir 1 oomblik. Gaan saam op my in hierdie prentjie in. 300 lidmate van hierdie gemeente het oor die naweek getrou gebid vir die dienste. 300 lidmate het getrou gereed gemaak om hier te wees. 300 lidmate die Here vertrou vir 'n siel om saam te bring. 300 lidmate kom op met 'n hart vol verwagting. 300 lidmate kom op in die gees van gebed en afwagting. 300 toegewyde, oorgegewe Christene kom in die kerk in. Wat gaan in die kerk gebeur? 300 Christene gaan 'n impak maak. God se gees gaan beweeg. Siele gaan gered word. Mense gaan die Here ontmoet. Mense gaan groei. Mense gaan aanmeld. Daar gaan bedienings ontstaan hier buite, al verder. Maar dit gebeur nie. Kom ons kom terug na die kern toe. Ons is nie getrou nie. Klein dinge waar ons nie getrou is nie. So hoekom moet die Here ons vertrou vir groot dinge as ons nie in klein dinge getrou is nie? En tot ons nie daai penny laat drop het nie. Tot 'n gemeente, 'n kerk, 'n lidmaat, 'n gesin, 'n huwelik, maar dit nie snap nie, sal jy nêrens gaan nie. Ek wil jou gou vat. God kyk na 'n klein iets soos getrouheid wat jy en ek gaan aanleer. Dit laat my so dink aan 'n akkertjie. Sien jy 'n akkertjie op die foto? As 'n akkertjie nou in die grond val en hy sterwe en hy ontkiem, daai klein akkertjie het die vermoë, vriende, om daardie groot eikeboom te word. Jou en my getrouheid, hoe klein ook al, maar ons bou op ons getrouheid, ons bou daarop, ons word sterker, ons voeg by, ons is dinamies, ons bly groei, ons bly vra. Ja, die winters kom en die slaag kom en kom, die pyn is daar, maar ons is getrou. Ons hou die Here vas, al het ons die antwoord, ons druk deur. God kyk baie verder en kan met jou getrouheid 'n groot saak tot stand laat kom. Vir die grootste kerk in Suid-Amerika is die Baptiste kerk. Weet jy hoe die Baptiste kerk daar gekom en was dit Rooms-Katolieke kerk daar? Daar was 'n Chinees wat in China tot bekering gekom het. En daai Chinees het geweldige vervolging gehad in sy land, omdat hy Christus gekies het. En hy besluit, hy gaan oorkom na Noord-Amerika. Ek dink amper as ek reg die artikel lees was Brasilia. Maar hy kom oor en hy kom daar as 'n Baptist Christen. En al wat hy doen is reik uit na die ander Chinese wat daar werk op die lande, wat werk in die fabrieke. En hy begin 'n klein groepie. En God sien sy hart raak. En vandag is die Baptiste kerk die grootste evangeliese kerk in Suid-Amerika. Waar het begin? Een man, getrou. En daar staan die akkerboom vandag. Vriende, ons het gekyk na die verlies. Ons gekyk na die hart van 'n rit wat u en ek moet hê. Kom ons kom by die derde, die lente. Elke winter, vriende, gaan verby. Ek het vir u gesê laas, as kind van God, jou winter gaan verby, daar kom weer somer. Maar kom ek vat jou na hierdie een toe. En jy kan nou die hele verhaal gelees, maar ek gaan nou vir jou kort opsom, so baie vinnig, net so. Wat gebeur nou daar? Hulle kom uiteindelik nou daar in Bethlehem. Hulle is 2 weduwees. En nou lees ek vir jou saam, en Rut die Moabitiese het van Naomi gesê, laat ek tog in die land ingaan en are optel agter die een in wie se oë ek genade sal vind. Toe antwoord sy, gaan my dogter. Hulle is nou daar, hulle het familie daar naby, nou sy gaan tel op, toe val sy op haar aangesig, nou gaan soek sy dit daar, en hier tel iemand daar op,
en sy val op aangesig, gebuig in die aard en sê vir hom, waarom het ek genade vind in die oë, dat jy my belang sou stel, alhoewel ek 'n vreemdeling is, en nou uiteindelik gaan slaap hierdie man, spraak nou oor Boas, hy gaan slaap, en daar was die gebruik, jy gaan lê by sy voete, jy kry by sy voete in, en vriende, dit is nie om te flirt nie, dis nie vir enige ander intensies wat die weste wil inrol hier nie, nee, dit is 'n manier om te wys, ek is afhanklik van jou, ek het jou nodig. Nou sê haar ma vir haar, as hy slaap, gaan lê op die plek waar hy gaan slaap, dan kom hy nader, maak sy voete oop en gaan lê by sy voete. En nou kom hy by en hy sê, wie's jy? En toe antwoord sy, ek is Rut, u dienares, brei u vleuels uit oor die dienares, want u is 'n losser. Jy sien, hy was 'n losser, hy was deel van die familie, hy kon inkom en die skuld aflos, hy kon dit oorneem, hy hoef nie, maar hy kon. En hy sê, geseënd is jy deur die Here, my dogter, jy het jou laaste liefde beter gemaak as die eerste, omdat jy nie agter jong manne of arm of ryk aangeloop het nie, en daar vind sy en Boas mekaar. As ek so die verhale lees en kyk op televisie wat hulle maak, was sy 'n ongelooflike mooi vrou. En Boas was 'n ryk man. En sy gaan tel Aro op sy land. En hy was familie van hierdie klomp. En hy was in die posisie om die losser te wees om hierdie saak oor te vat. En hy het vir baie mense geleentheid gegee om dit te doen. En niemand doen nie. Wat gebeur hy? Hy tree vorentoe en hy tree op as losser. En hy neem hierdie vrou vir homself. Kom ons lees 'n bietjie verder aan. So het Boas Rut dan geneem en sy vrou geword. En hy het by haar ingegaan en die Here het vir haar 'n swangerskap gegee en sy het 'n seun gebaar. Kom ons lees nou verder vers 17. En die buurvrou het hom 'n naam gegee en gesê van Naomi, 'n seun is gebore en hulle het hom genoem Obed. Nou moet jy mooi luister. Hy was die vader van Isai, die vader van Dawid. Sien hoe word hierdie vrou nou deel van die bloedlyn van die Here Jesus? As jy nou die geslagregister gaan lees in Matteus 1 vers 5, dan lees jy dit net daar raak, dat sy is in die bloedlyn van Christus Jesus ingebring. Sien u die groot stuk genade verhaal van God? En kyk nou, verander hierdie hele verhaal. Hier het Boas nou ingekom. Hierdie arme mense is daar in sy hand, hulle vat hom in. En kom ons gaan kyk nou hoe verander die hele verhaal. Kyk mooi, aan die begin was daar hongersnood. Aan die einde is daar oes. Aan die begin is alles leeg, aan die einde is alles vol. Aan die begin is daar 3 grafte, op die einde is daar 'n wieg. Aan die begin is daar trane, aan die einde is daar lof. Aan die begin is daar 'n weduwee, aan die einde is daar 'n bruid. En 'n Moabitiese vrou kom in die bloedlyn van die Here Jesus. Is dit nie 'n mooi storie nie? Is dit nie 'n mooi storie van 'n donker prentjie en toe God kom, toe word hy lig? Die een vertaling sê, toe sy op die land kom, was dit toevallig Boas. En 'n ander een sê, in ons eie vertaling sê, gelukkig het sy op die land gekom van Boas. Nee, vriende, daar was geen geluk nie. Daar was geen toeval nie. Dit was God wat dit gerig het. Hoekom? Hierdie vrou se oë was op hom. Hy het dit gerig. En vriende, wanneer ons na die verhaal kyk, dan gaan hy bietjie verder, en ek moet hom vir jou verder, want anders gaan jy die kruks verloor. Boas is 'n skaduwee van iemand veel groter. Van wie is Boas 'n skaduwee? Hy is 'n skaduwee van die Here Jesus, vriende. Hy is die skaduwee van die Here Jesus, 'n skadubeeld. Want jy sien, hierdie vrou was 'n vreemdeling. Sy was 'n verlore mens, arm, doelloos, statusloos. Sy het niks gehad nie. Hierdie man kom vat haar, hy maak haar waardevol, hy maak haar sy eiendom. Hy versorg haar, hy kyk na, is 'n beeld van die Here Jesus. Ek ook vat jou gou deur. Boas betaal vir Rut met geld, Jesus betaal met sy bloed. 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Hy het ons gekoop, hy is die groot losser wat sou kom. Boas herstel die familie, Jesus herstel verlore sondaars tot sy kinders. Boas gee Rut 'n nuwe identiteit en posisie en toekoms. Jesus maak vir ons kinders van God met 'n ewige toekoms.
Boas maak Rut sy bruid, Jesus maak sy kinders sy bruid. Daarom uiteindelik kan ons sê, vriende, dat Rut verhaal is eintlik nie 'n liefdesverhaal nie, maar 'n verlossingsverhaal. 'n Verhaal wat afspeel, wat uiteindelik wys na die groot verlosser wat sal kom, wat jou en my nou op 'n besondere plek sit, vriende. Dat ek en jy wat vandag die losser ken, Jesus Christus, wat is jou volgende stap? Jy is nou nie genadedispensasie, jy is hier, ons weet wat gaan gebeur, Jesus gaan iewers kom, en ons weet uiteindelik, vriende, gaan hulle wat hy kom loskoop het, gaan deelneem aan die groot bruilof van die lam. Dis wat vir elke kind van God voorlê. Sien jy die pragtige beeld van Rut nou afspeel in die kerk, en hoe ek en jy nou op pad is na daardie groot bruilof. Vriende, is jy gereed om saam te gaan? Is Jesus Christus jou persoonlike verlosser en saligmaker? Loop jy sy pad? Is hy jou lewe? Maar ek wil net vir so 'n oomblik terugkom en sê, kyk het na die punt wat ek met u wil deel. Jy is vanoggend een van twee mense. Dis mense wat verlies het en verlies het. Of van mense wat verlies het met wins op wins. Kom ek verduidelik eers net vir jou. Daar's mense wat miskien vanoggend hier sit. Dalk iemand wat na my luister. Dalk iemand waarmee saam jy werk. Wat Jesus nie ken as verlosser nie. Wat ook in die lewe verloor. Wat ook skade ly. Wat ook verlies het. Wat iewers op die pad gaan kom. Waar hulle verlies gaan hê aan hulle eie lewe. Hulle gaan sterwe. Die verlies. En dan kom hulle in die ewigheid, vriende. En Jesus sê vir hulle, gaan weg van my, jou vervloekte. Dat jy nooit geken nie. Sien jy? Verlies op verlies. Dis jou deel buite Christus. As jy vandag buite Christus sterwe, het jy verlies op verlies. Dood en die tweede dood. Maar as jy Jesus ken as verlosser en saligmaker, vriende, dan gaan jy ook verlies hê. Ek en jy gaan ook verlies hê. Ja, ons gaan ook sterwe. Maar na dit is ons ewiglik by die Here, 'n wins op 'n wins. 100 triljoen biljoen ligjare van nou af. Is elke kind van God saam met hom in die hemel, in die ewigheid. En dit is so groot dat die woord sê, dit wat in die hart nie opgekom het, dit wat die mense kan bedink, net God voorberei vir die wat hom lief het, vriende. U en ek weet nie wat daar wag nie. Al wat ek vir jou sê is, dit het nog nie in ons verstand opgekom nie. Dit is te groot. Maar ek wil vandag vir jou kom wys, finaal is die verliese hoe erg. Al gaan ons deur wat te verliese, daar seker dinge wat ons nie kan verloor nie. Ek wil vinnig daarna kyk, ek gaan red daaraan raak. Die ewige lewe kan niemand van jou wegneem nie. Ja, dood kan kom, verlies kan kom, jy kan niks hê en jy kan verlies hê, maar die lewe, die ewige lewe kan niemand van jou wegneem nie. Nou dag weer iemand van my vra, Dominee, kan 'n kind van God verlore gaan? Nee. Maar wat as ek sonde gedoen het? Kom draai som met op. As 'n kind van God verlore kon gaan, was hy almal verlore. Almal. Want jou redding hang nie van jou af nie. Die werk wat God doen is sy werk. So as ons kon, was ons almal verlore. Jy kan nie verlore gaan as jy Jesus ken en gered is nie. Ons verhouding met God kan ons hoef dit nie te verloor nie. Hou dit vas. Soos hy gesê het, jou God is my God. Ek kan sy teenwoordigheid nie verloor nie. Vriende, ek kan nie sy teenwoordigheid verloor nie, al vat hulle alles van my al weg. Al kap hulle my arms af en my bene. Al hulle my oë uit en my ore en my tong. Kan hulle van my een ding nie wegneem, jy sê, die teenwoordigheid van God kan niemand my wegneem, en wat hy vir my gedoen het nie, vir jou dieselfde. Die skat in die hemel kan niemand van jou wegneem nie. Die karakter wat God vir jou gevorm het, kan niemand van jou wegneem nie. Die getuienisse van God se trou kan niemand van jou wegneem nie. Die kosbare herinnering aan ons as God se geliefdes, aan my pa, aan my ma, aan my klein neefie, aan jou pa, aan jou ma, aan iemand wat onlangs oorlede is, niemand kan daai herinneringe wegneem nie, dit is kosbaar. Verlies vat dit nie weg nie. God se beloftes bly staan ten spyte van ons verliese.
God se liefde bly staan ten spyte van ons liefde. Niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. En dan sê Petrus, ons die lewende hoop. Dit is alles wat nie verlies kan hê nie. Daar moet jy vashou. Ja, die verliese kom. Maar daar is dinge wat ons nie kan verloor nie. En daarop moet ons konsentreer. Kom ons vat hulle gou saam. Die winters van verlies, sy het haar eerste verlies gehad, haar tweede verlies, haar derde verlies. Sy het niks gehad nie. Maar hoe benader sy die lewe met 'n ander hart? Ek wil sê, soos gesê het van Caleb, daar was 'n ander gees in Caleb. Daar was 'n ander gees in hierdie vrou. Sy gaan na winter in met die gesindheid van, ek vertrou God, al het ek nie die antwoorde nie. Ek vertrou God. Die lente, waar sy getrou gaan doen wat sy moet doen. En hoe God op die agtergrond kom en hy skuif vir Boas in, en ons sien dit afspeel in die mooi verhaal, en ons het gewaarsku oor verlies op verlies of wins op wins. Ek wil afsluit volgens met 'n paar gedagtes, vriende, en dit vat die verhaal vir my so mooi saam. Wat leer ons uit die rit van vandag en vanmôre? Die werklikheid van verlies. Vriende, die verlies is werklik. Dood en siekte is werklik. Ekonomiese swake is werklik. Ons moet nie goed afmaak nie. Ons is nooit so geestelik dat ons nie hoef te huil nie. Ons is nooit so geestelik dat ons voor die Here kan huil vir iemand anders nie. Die werklikheid van verlies is daar en ons moet dit voel en ons moet dit beleef en ons moet vir mekaar bid, ons moet mekaar dra. Maar verlies beteken nie dat God jou verlaat het nie. Het jy dit? Verlies beteken nie dat God jou verlaat. Hy het nie. En dan die wonderlike verhaal, God gebruik gewone mense soos Rut. Sy was nie profetes nie. Sy het nie voor konings gestaan nie. Sy het nie boeke geskrywe nie. Sy was 'n gewone Moabitiese vrou wat God vertrou het en ek en jy kan dieselfde doen. Nog 'n belangrike les. God verander dikwels eers vir ons voordat hy ons omstandighede verander. Vriende, wanneer ons deur ons pyn gaan, wanneer ons deur ons verliese gaan, wanneer ons deur ons winters van onreg gaan, vra God in die eerste plek, Here, werk met my. Werk met my. Kom leer my, kom vorm my karakter, dat ek aan die kant beter uitkom as dus kant in. Verlies van jou verander jou omstandighede, maar hoef nie jou geloof te verander nie. Dit moet dit bou en versterk, dis jou keuse. Baie belangrike ding. God werk die meeste wanneer ons dit die minste sien. Weet jy hom, God werk die meeste wanneer ons hom die minste sien. Kom, ek kan nog 'n stukkie persoonlik getuienis gou vir julle gee. In my tweede jaar op kweekskool is my studies agter en ons het nie vriende of familie wat help finansiëel nie. Ons het regtig niks. Niemand. Nobody. Nada. Niks. Ek kry 'n preekbeurt by Carletonville gemeente. En by Carletonville gemeente kuier ek met die kerkraad, kit hulle hande, en een oom vra my, wat het jy gedoen voor jy predikant word? Ek sê nie oom, dis my ambag wat ek gedoen het, en dis wat ek gedoen het. Ek gaan huis toe. Vergeet heeltemal, weet eens van die oom nie. Toe die volgende vakansie kom, toe bel die oom my. Sê, wat doen jy vakansie? Ek sê, nee oom, ek soek maar preekplekke, ek probeer maar kyk, waar kan ek uithelp? As ek het vir jou werk sien, wie kom werk? Ek sê, wat se werk oom? Nee, kontakteer ketelmaker, ek gaan jou boek by die myn, kan jy kom? Ja, en daar kom die Here elke vakansie, bel die oom en ek gaan kry, werk op die myn en ek kan my studies betaal. Sien nie? Niks, hoe gaan ons hier deurkom? En in een preekbeurt en een ontmoeting het die Here vir my kom voorsien. Moet nooit God buite rekening laat nie. Wanneer jy hom die minste sien, vriende, is soms wanneer die meeste vir jou werk. Jou winter bepaal nie jou eindbestemming nie. As jy hoofstuk 1 lees, dan lyk dit, maak die boek toe, dit is so neerdrukkend. Nee. God het nog nie verhaal klaar geskrywe nie. Ek wil vandag vir jou dit sê, vriende, en vir myself, jou verhaal is nie klaar geskryf tot God 'n punt agter jou lewe gesit het nie. Daarom hou ons hom vas, ten spyte van wat ook al gebeur. Ons moet hom vertrou. Ons moet aan hom getrou bly. Laat hom God wees jy mens. Kry jou pyn, beleef jou pyn, rebelleer jou pyn, huil oor jou pyn, maar laat hom God wees in jou lewe.
en hy sal vir jou bring op plekke en doen wat jy nooit gedink het hy kan doen nie. Kom ons gaan leer by Rut. Amen. Here, baie dankie vir oomblikke soos hierin waarin ons kan terugkyk na die winter van Rut. Die winter van verlies, en hoeveel van ons kan hiermee assosieer? Of het nou dood is, of het siektes is, of het ekonomies is, wat ook al dit is, of het die huwelik is. Dankie Here dat U 'n God is wat oorbegin. Dankie dat U hulle wat se oog op U gerig is, nie mis nie. En daarom bid ek vandag, Here, terwyl ons dalk in 'n winter is, dalk uit 'n winter uitkom, dalk op pad is na 'n gewellige winter, mag ons hierdie paar gedagtes onthou, mag ons Rut onthou, en bo alles, mag ons ons Verlosser en ons Vader onthou. Dankie Here, ons bid dit in U naam. Amen.